Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 12 Maart 2025. Heilige Gees, baie dankie dat ons, al is dit vir 'n paar sekondes, net 'n bietjie rustiger kan word in die teenwoordigheid. Here, ons wil vir U kom sê, dankie dat U vir ons lief is, en ons wil ook ons liefde aan U verklaar vanoggend. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, soos ek al baie keer nou al vir julle gesê het, vir my die interessante van Spreuke is mos nou inderdaad, dat hy van die goed herhaal. As jy nou almal by mekaar sit, kan jy nou seker so in 2 dae alles sê, maar ek dink juist die effek wat hy het om die goed so te herhaal, so oor 'n lang tyd, ons praat van 31 hoofstukke wat Spreuke het, dan is dit amazing, vriende, dat ek en jy is ook in verskillende stadiums in ons lewe, né? En wanneer ons dan so chat met mekaar, so partykeer in daai tyd van jou lewe wat jy miskien weer moet hoor, wat jy miskien so 'n paar weke terug gehoor het, maar dit het eintlik 'n indruk op jou gemaak, hè? Ek bedoel, want jy was in 'n ander fase in jou lewe. En ewe skielik word jy dieselfde ding weer gesê, ewe skielik is dit asof jou antennes opgaan, né? Ek dink dit is wat die Spreukedigter reg kry om die spreuke vir ons die heeltyd te gee, en partykeer net in 'n ander vorm. En vanoggend wil ek 'n bietjie met julle deel woorde. Vriende, woorde het die geneigtheid om of iemand seer te maak, of om iemand te genees. Ek en jy moet nooit die waarde en die belangrikheid van woorde ooit onderskat nie. Ek hoor 'n bietjie wat sê hy hierso. Hy sê nommer 1, ons het daarby stil gestaan gister, wie ag gee op die woorde van die Here, die woorde, né? Op 'n stadium hierso in Johannes, dan sê Jesus, die wat my woorde ter harte neem, dis hy wat my liefhet. Die Spreukedigter kom sê in vers 21, 'n mens wat met wysheid bedeel is, word verstandig genoem, en as hy of sy of haar woorde reg kies, kan hy of sy ook ander leer. Nee. Vers 23 herhaal hy dit, hy sê, 'n wyse mens praat verstandig, en kies sy of haar woorde sodat hy ander kan leer. As hy sy woorde reg kies, kan hy ander leer. Nou vriende, in 'n huwelik en in 'n verhouding is dit mos gewoonlik, maar die stryery wat daar ontstaan is as gevolg van verkeerde woorde wat ek en jy gebruik, né? Ek en jy sê op die verkeerde tyd die verkeerde woord, en dan is jy vet in die vuur. En daarom is wysheid juis daar dat ons die regte woorde kies. Ek bedoel, maak nie saak of jy in die politiek is nie, maak nie saak of jy in die huwelik is nie, maak nie saak of jy in 'n maatskappy is nie, in die skool is, in praktyke is, waar jy ook al is nie. Woorde is belangrik, en daarom vriende, vir my is dit maklik wanneer ek en jy 'n woord gesê het. Ons moet verskriklik versigtig wees om net iets te sê, omdat iets te sê is. Jy moet verskriklik versigtig wees om net so 'n uiting te gee aan jou woorde teenoor iemand anders. Jy kan nooit ooit weer die woorde terugtrek nie. Die woorde wat jy uiter teenoor iemand anders kan of 'n skadelike effek hê, of 'n baie goeie effek hê. Dit kan 'n skadelike effek hê dat daai persoon toeklap, dat daai persoon nie met jou wil praat nie, dat daai persoon vir jou kwaad is, en dan herstel jy daai verhouding, of jy herstel hom nooit. So woorde is verskriklik belangrik. Iemand wat die regte woorde gebruik, is iemand wat wysheid het. Hoe gebruik ek en jy regte woorde? Deur mooi te dink voordat jy praat. Ons is tog baie keer so geneig om te vinnig te praat. Ons is tog so geneig om te vinnig te reageer. Dit's dan wanneer ek en jy die verkeerde woorde gebruik. Ek sê altyd vir julle, jy kan niks doen met as jy bekwaad raak hier nie. Dan kan jy niks doen nie, daai gevoel nie. Maar wat jy daarna doen met jou mond, met jou woorde, het jy alle beheer oor.
Party mense raak kwaad en dan net om van hierdie stres en spanning ontslae te raak, laai hulle ander mense met verkeerde woorde. Nou voel hierdie persoon goed. Maar hierdie persoon voel goed, maar daai persoon voel nie goed nie. So om daai persoon nou weer reg te vat 3 weke. Daarom sê ek altyd vir julle, ons het nie tyd om die verkeerde woorde te gebruik. Ons het nie daai tyd nie, ons het nie die luukse nie. Partykeer wil hy nie eens meer met jou praat nie, dan help dit jou, so jy het een kans partykeer met jou woorde. Een verkeerde sin, vriende, wat ek en jy teenoor mekaar besig is, kan 'n fatale sin wees binne 'n verhouding. So belangrik is woorde. Daarom sê die Spreukedigter in vers 24, aangenaamde woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. Aangename woord. So, wat ek vir jou wil sê en wat ek vir myself wil sê, is kyk ontsettend mooi na jou woorde wat jy uiter. Wanneer jy gebelg voel, wanneer jy kwaad is, moenie praat nie. Luister eerder, vra eerder vra. Baie keer kom ek en jy agter dat wanneer ons vra, dat die ander persoon het dit nie bedoel soos wat hy of sy dit gesê het nie. Op die ingewing van die oomblik en in die hitte van die oomblik het hy of sy iets gesê, maar dit miskien nie so bedoel nie. So besop dat ek en jy nie te vinnig woorde gebruik nie. As ek en jy woorde gebruik, laat dit wees vers 24. Aangename woorde is heuning, soet, geneeskragtig vir die mens. As hy of sy woorde reg kies, kan hy ander leer, kan jy ander wys ook hoe om met die regte woorde om te gaan. Mag die Here jou my daarmee vandag help. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.